Goeiemôre, net so ietsie met julle deel vanmôre. Soos julle weet is moes nou maar die channel dingetjie wat ek begin het, sy naam is die weg. As ons dan kyk na Hebreëus beteken dit a road, a journey of distance. En dan in Grieks ook a road, a way, a path of journey. As ons kyk na Spreuke 14 vers 12, dan sê dit there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. There is a way which seemeth right, so dit lyk reg, but the end thereof are the ways of death. So dit lyk goed, maar dit eindig sleg. En redding of dan salvation vir baie mense gaan dit af oor wat jy kan doen, hoe jy kan werk of iets kan doen om dit te beerwe. En dis aanvaarbaar vir die meeste mense om so gered te word tot die ewige lewe. Maar die realiteit is dat dit gaan lei tot die dood. Die enigste regte manier is Christus Jesus, wat vir ons gesterf het aan die kruis, en slegs hy alleen. 1 Korintiërs 1 vers 23 sê Paulus, but we preach Christ crucified. Matteus 7 vanaf vers 13, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Kyk dan vers 13 weer, enter ye in at the straight gate, dubbelpunt. Wie of wat is daai straight gate? Daar's 'n paar storieetjies in die Bybel waar Jesus homself die deur noem. So hierdie straight gate is, of kan ons sien as Jesus Christus. Hy is die deur na die ewige lewe. En dan verder sê dit, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. So daar's al hierdie maniere en gelowe wat vals is, en baie mense hang dit aan, want dit klink so lekker, en dit is so gemaklik, en dit is so maklik om dit te leef, en ongelukkig lei hulle tot die ewige verderf. Dan, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Dis nou vers 14. Elke berouvolle hart verlang innig om deel van hierdie few te wees, and few there be that find it. So net 'n paar mense gaan daai lewe vind. Wat hy sê, which leadeth unto life, and few there be that find it. Hierdie vereistes is ongelukkig vir baie mense groter as wat hulle bereid is om te aanvaar. Hulle is nie bereid om iets op te offer nie. Het sy hulle werk, hulle sosiale status, hulle vriende, hulle doen maar 'n stukkie en hulle glo hulle gaan eendag die ewige lewe beerwe. Dan gaan ons kyk gou na Johannes 14 vers 6, wat die volgende sê. En ek het nou gesit en dink so, terwyl ek praat, as nou daarby kom. Johannes 14:6 sê, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. En net so voor dit, so versie of 2 voor dit sê Jesus vir hulle, and whither I go ye know, and the way ye know. And Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? So Jesus sê vir hom, waarheen ek gaan, jy weet waarheen ek gaan, en jy weet ook wat die weg is soontoe. En Thomas sê vir hom, Here, ek het jy idee waarheen jy gaan nie, en hoe gaan ek weet wat die weg is? En toe Jesus nog graad 8 in vers 6 vir hom gesê, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Graaf vers 7, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. So Jesus sê hier in vers 6 veral, ek wil eintlik net fokus op vers 6. Dit was eintlik my
my mikpunt of my doel. Hier verklaar Jesus met alle sekerheid wie hy is. En hy sê ook, hy vertel ons dat God Vader is, die Vader is. Ons kan tot God nader deur Christus Jesus, deur wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis en deur wie hy is. Handelinge 9 vers 2. Ek spring nou baie rond met versies. En dan sê hulle in vers 2 van Handelinge 9, and desired of him letters to Damascus, to the synagogue, that he, if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Dis nou ou Saulus hier wat op pad was om disippels van die Here te gaan, kom ons moet sê maar gaan jag, en hy het hier na die hoëpriester gegaan en gevra vir briewe om na Damascus te gaan. En daai stukkie, that if he found any of this way. Dit is 'n beskrywing van die vroeë kerk. Jy kan ook gaan kyk Johannes 14:6, Acts 4:18-25-26, hoofstuk 19 vers 9 en 23, hoofstuk 22 vers 4 en hoofstuk 24 vers 14 en 22. So in daai tyd was wat ons vandag Christene noem geken as the people of the way. En ons het gelees net voor hierdie geskrif hier van Johannes 14 het ons gelees Jesus het gesê hy is die weg. So hulle was die mense van Jesus. En dan Handelinge 11 vers 26 sê dan ook, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. So hier ontvang die people of the way, ontvang hulle die naam van Christians of van Christene as volgelinge van Christus. Van mense buite die Christendom. So as ons vandag sal praat, ons praat van die wêreld. En daar het die wêreld hulle begin Christene noem. Jy kan dit ook kan lees in Handelinge 26 vers 28 en 1 Petrus 4 vers 16. So wat is my doel regtig met die videoetjie? Ons moet besef dat sonder Christus ons niks vir onsself kan doen nie. Ons kan ons self nie red nie. Ons het hom nodig om gered te word. Sonder hom gaan ons nie die koninkryk van Christus van God beerwe nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my, dis Christus nie. Ek weet ons sukkel baie kere en ons het ook probleme en goed wat ons deurgaan. En dan voel dit die Here stel nie belang nie. Hy's nêrens in my lewe nie. Ons moet onthou ons moet probeer, ons moet hom deel van ons lewe maak. Nee, ons moet hom ons lewe maak. 'n Deel van jou lewe is net 'n stukkie. Hy moet jou hele lewe wees. Hy moet jou prioriteit wees. Ons lees nie meer hierdie boek nie. Hy lê daar op die rakkie. En miskien partykeer as ons deur 'n moeilike situasie gaan, dan sal ons dalk die Bybel lees. En ons skryf ons maar hierdie boekies wat ons koop in die boekwinkels, hierdie selfhelpboekies, Become a Better You by Doing ABCD. Hierdie boek, die Bybel het al die antwoorde wat ons nodig het in elke situasie. Ons neglect dit, ons skuif hom een kant toe vir Christus en dis net asof hy net daar is wanneer ons hom regtig nodig het. Hy's maar net 'n ou spaarwieletjie. Die weg seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.